welkom by ons Dink of Sink onvoorbereide debatskompetisie vir laerskoolleerders se gala aand. Die eerste span wat my hierso op die verhoog saam met my kom staan is Henopspark 2. Henopspark se teenstanders vanaand is Anton van Wout 2. 1, 2, 3. Anton van Wou, julle wen. Wil julle inleidend of opponerend wees? Anton van Wou is die opponerende span en Henopspark is die inleidende span. Julle onderwerp vir vanaand is Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word bewaar deur Afrikaans te praat. Die inleidende span sê Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word bewaar deur Afrikaans te praat en die opponerende span sê Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word nie bewaar deur Afrikaans te praat nie. Is julle reg? Baie dankie, julle 5 minute voorbereidingstyd begin nou. Ons gee graag geleentheid vir die eerste spreker van die inleidende span om sy toespraak te lewer. Voorsitters, dames en here, dankie dat julle vandag hier is om na ons toesprake te kom luister, asook ons debatsessie. Eerstens gaan ek praat oor die Taalmonument en wat dit vir ons beteken. Tweedens gaan my medespreker Tiaan van der Berg praat oor hoekom die Voortrekker Monument so aangepas word deur ons taal vandag. En laastens gaan Reinhard Tersou, ons derde spreker, praat oor die voortrekkers self. Ons almal gaan in ons tasse pak. Afrikaans is belangrik. Afrikaans bewaar ons geskiedenis en kultuur heeltemal. As ons net dink aan die Taalmonument in die Parel, vertel dit ons alles van die verskeie mense wat bymekaar gekom het om een spesiale taal te vorm. Dit is wat ons vandag Afrikaans noem. Ons almal kan sê, Afrikaans praat net so lekker. En daar is so baie goed soos waardes wat net in Afrikaans perfek gesê te word. So ek wil vandag vir julle sê, julle het definitief nie 'n kat in die sak gekoop toe julle Afrikaans gekies het nie. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om sy toespraak te lewer. Voorsitter, dames en here, ek is Levi en my spanmaats vir vandag is Celestie en Emmy Faye en ons gaan praat oor dat Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur nie bewaar word deur die Afrikaanse taal te praat nie. Mahatma Gandhi het eens gesê, jy moet die verandering in die wêreld wees wat jy wil sien. Ek glo Afrikaans, deur om die taal te praat, kan nie regtig die geskiedenis bewaar nie. Want Engels in ons land is besig om oor te neem. Studies het bewys dat meer as halfte van die land se kinders en mense in Afrikaans skool gaan en dit praat. En hoe kan ons dan ons geskiedenis bewaar as daar so min mense Afrikaans praat? Celestie gaan uitbrei dat niemand meer oor ons geskiedenis leer nie en Emmy Faye gaan praat oor daar is ander goed wat daar gefokus kan word. Dankie. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die tweede spreker van die inleidende span om sy toespraak te lewer. Kom ons gaan op reis na Pretoria. Dames en here, ek wat Tianus, glo dat geskiedenis en kultuur van Suid-Afrika beskerm word deur ons moedertaal Afrikaans. Kom ons gaan na die Voortrekker Monument, gevind in Pretoria. Hierdie erfenisterrein sê baie oor ons kultuur en geskiedenis. Deur om Afrikaans te praat, stel dit 'n voorbeeld en sê dat hierdie deel is van ons kultuur. So dames en here, weet, ons moedertaal en ons geskiedenis bewaar word deur Afrikaans. So dames en here, praat asseblief Afrikaans. Baie dankie.
Ons gee nou geleentheid vir die tweede spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Voorsitter, dames en here opponente. Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word nie bewaar deur Afrikaans te praat nie. As jy nie saam met my stem nie, het ek 'n appeltjie om met jou te skil. As 'n mens mooi daaroor dink, fokus ons land regtig nie meer op Afrikaans en hoe dit ons geskiedenis en kultuur beïnvloed nie. Dit gaan net aan, die lewe gaan aan en ons kyk vorentoe. Ons kyk nooit regtig terug en kyk hoe Afrikaans ons land beïnvloed het nie. As ons terugkyk, dink ons nie aan Afrikaans nie. Ons dink net aan geskiedenis. Afrikaans is nie meer so belangrik nie. Meneer Thomas Besson het in 'n onlangse amfie-opening gesê dat Afrikaans baie belangrik in ons geskiedenis is, maar ongelukkig stem ek nie saam met hom nie. Dr. Sees het eens gesê, soms is die vraag ingewikkeld en die antwoord eenvoudig. En die eenvoudige antwoord hier, dames en here, is dat Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur nie bewaar word deur Afrikaans nie. Dankie. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die derde spreker van die inleidende span om sy toespraak te lewer. Dames en here, voorsitter, kom ons almal pak ons tasse saam en vat 'n reis terug na die Kaap. Voortrekkers het in die Kaap aangekom en hulle het hulle toer van die Kaap af begin al die pad na Pretoria toe. Afrikaans kom al oorspronklik van daai tyd af en ek voel ons moet aanhou Afrikaans praat om daai geskiedenis aan te hou beleef met die voortrekkers wat al daai moeite gedoen het om Pretoria toe te kom en ons te sit waar ons vandag is. Voel ek ons moet aanhou met Afrikaans. Dit sal almal help om te onthou oor wat die voortrekkers gedoen het vir ons en om aan te sluit by my medeleerders Burger Dievenage. Die Taalmonument. Dit is een van die grootste monumente tans vandag in ons land en ek voel as ons nie Afrikaans kan praat nie, dan hoekom is daar 'n taalmonument? My medespreker, spreker nommer 2. Die Voortrekkermonument. Die Voortrekkermonument is gestig op die voortrekkers wat al oorspronklik daai tyd 'n tipe van Afrikaans gepraat het. So ek voel, kan ons nie Afrikaans vandag deurvat en aanhou met Afrikaans praat om die Voortrekkermonument en Taalmonument te behou nie. Dankie dames en here en voorsitters. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die derde spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word nie bewaar deur Afrikaans te praat nie. Voorsitter, dames en here en opponente. Ek is Emmy Fay, ons span se derde spreker en ek gaan vandag op die lappe bring dat daar eerder op ander dinge gefokus word en nie op ons Afrikaanse geskiedenis nie. Dames en here, ja, daar moet op ons Afrikaanse geskiedenis gefokus word omdat dit betekenisvol is, waardevol is en liefdevol is. Ons Suid-Afrika leer nie meer oor ons Afrikaanse geskiedenis nie en fokus nie meer daarop nie. Maar dames en here, ons moet dit bewaar. Levi het geredeneer en verduidelik dat daar eerder op Engels gefokus word en daarom bewaar dit nie ons geskiedenis nie. Celeste het ons oortuig dat almal verby ons Afrikaanse geskiedenis kyk en ons moet dit nie so doen nie. Dames en here, ek sluit af met wyse woorde van C.J. Langehoven. As die kortpad die beste pad was, sou die hoofpad daar gelê het. En dit is waar Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur nie bewaar word deur Afrikaanse geskiedenis nie. Maar dit moet. Baie dankie. Ons gaan nou begin met ons 7 minute debatsgesprek. Kan een van die spanlede asseblief vir my seker maak die mikrofoon voor julle is aan? As julle 'n vraag vra of antwoord, praat asseblief vir my duidelik in die mikrofoon in en kyk of daar 'n skakelaartjie aan die onderkant is. Dankie, joune is aan. Kom ons kyk gou hierdie kant. Beide is aan. OK. Ons gee dan nou die geleentheid vir die opponerende span om die eerste vraag te stel aan die inleidende span. Opponente, ek wil net gevra, julle praat nou die hele tyd oor die monumente en die taalmonument en
in wat hulle in Kaapstad aangekom het, maar hoe gaan die Afrikaanse taal dit bewaar? Die Afrikaanse taal herinner ons aan wat hulle gesê het. Om te byvoorbeeld te dink aan die taalmonument in die Parel. Hulle het tonne, ten minste 5 tale bymekaar gesit om Afrikaans te vorm. So as ons kan aanhou Afrikaans praat, dan kan ons onsself herinner aan hulle wat hulle alles gegee het vir ons. Opponent, julle het nou net geredeneer en gesê as ons nog Afrikaans kan praat. Maar dames en here, dis die probleem, opponente. Ons praat nie meer Afrikaans nie. So hoe kan ons geskiedenis bewaar word as ons net nou op die oomblik en Engels oorneem? Dan hoe gaan ons Afrikaanse taal en geskiedenis bewaar word? As die nuwe generasies kom, moet ons probeer dat hulle meer van Afrikaans leer, seker maak dat die Afrikaanse taal vorder en nie weggaan of uitsterf nie. Okay, maar opponent, dit is nie op die oomblik so nie. Ons kan dit nie nou verander nie. Dis nie moontlik in die opponent. Engels neem oor en daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. Opponente, ek wil net vir julle vra, hoe dink julle beïnvloed die voortrekkers die geskiedenis met Afrikaans? Die voortrekkers beïnvloed die geskiedenis van Afrikaans. Want hulle het eers hierso in die Kaap aangekom en deurgery met hulle ossewa gegaan na Pretoria toe. Daar waar hulle hierso in die Kaap waar hulle toe die Afrikaanse gestig het, toe hulle Afrikaans gestig het. Opponent, ek wil jou net gou regstel, hulle was nie die eerste mense wat in die Kaap aangekom het nie, dit was Jan van Riebeeck met die kooi, maar ek wil nog steeds sê, ons land is, Engels is so erg besig om ons land oor te neem. Alle toepe is Engels, opponente. Of Engels nou oorneem of nie, Afrikaans bly belangrik en ons moet dit behou. Dit gaan nie of Afrikaans meer prominent is nie, maar dit gaan oor Afrikaans, ons geskiedenis en kultuur behou. En ek dink, dit doen nie heeltemal. Maar opponent, ons moet na die probleem kyk, opponent, en dit is dat Engels oorneem. Ons kyk na Afrikaanse geskiedenis wat bewaar moet word. En julle sê dit word bewaar, maar dames en here, dit is glad nie waar nie. Engels is besig om oor te neem en dit bewaar nie ons geskiedenis in Suid-Afrika nie. En opponente, mens kan sien, oral oor die wêreld praat mense Engels. Dink julle dat dit nou net glad nie vir Suid-Afrika gaan beïnvloed nie? Dit is ons verantwoordelikheid om te seker te maak dat dit nie gebeur nie. Opponente, maar soos Afrikaans is 'n baie klein taal. Soos byvoorbeeld as ek op Google wil translate, die woorde is nie altyd akkuraat nie. En Engelse is 'n internasionale taal wat besig is om oor te neem. En hoe gaan ons dan Afrikaans beskerm as meer as halfte van die land Engels is? Want hoe gaan ons hulle verander, opponente? Baie dankie, spreker 1, kan ons asseblief vir Henop Spark 'n geleentheid gee om ook 'n vraag te stel? Spreker 2, jy het gesê dat mense nie meer omgee oor Afrikaans nie. Maar verduidelik dit. As daar die ATKV, AfriForum en ook vele ander Afrikaanse skole en Afrikaanse monumente reg oor die land gestig is, meeste mense gee om oor Afrikaans. Ja, opponent, hulle het dalk omgegee, maar die kinders van vandag, die nuwe generasies is besig om al hoe minder om te gee met sosiale media wat oorneem. So daarom dink ek dat Afrikaans nie so groot impak op die geskiedenis het nie. Okay, opponent, ek las dan net ook by in my spanmaat Celestie. Die onderwerp is vandag Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word nie bewaar deur Afrikaans te praat nie, dames en here. Want hoe kan ons die oplossing oplos as ons Suid-Afrika besig is om Engels te praat? Of mense in Suid-Afrika Engels praat, gaan mense nog steeds beïnvloed word deur Afrikaans. Maar ek dink ons loop weer in sirkels. So kan ons aanskuif na 'n volgende onderwerp toe. Opponent, ek wil net gou aanlas. Julle is nou besig om net 'n klein groepie van mense in te sluit. Soos ek al hoeveel keer gesê het, is meer as halfte van die land Engels.
Al is daar net 10 miljoen mense in die land wat Afrikaans praat, is daar 10 miljoen mense wat omgee oor ons geskiedenis en wat in ons geskiedenis gebeur het en hoe dit gebeur het. Of daar 5 miljoen mense is, daar is altyd mense wat beïnvloed word deur Afrikaans. Ja, opponent, ons steeds nog steeds nie saam met julle nie, maar ons gaan aanbeweeg. Ek gee die mikrofoon vir my spreker. Opponente, hoe dink julle gaan ons die oplossing kan oplos dat ons op Afrikaans eerder moet fokus om na ons geskiedenis te kyk? Soos ek verstaan was die onderwerp nie hoe kan ons dit oplos nie, maar die onderwerp was, is dit 'n probleem? En ons glo dat dit nie 'n probleem in Suid-Afrika is nie. Opponent, die onderwerp is hoe gaan die taal Afrikaanse taal wat ons praat, ons kultuur en ons geskiedenis bewaar. Dit gaan nie oor hoe nie, dit gaan oor doen dit. En ons stem heeltemal saam dat dit doen, want meeste mense wat omgee oor Afrikaans, gee om oor ons geskiedenis. Dit is reg, opponent. Ek hoor wat julle sê. Die onderwerp is Suid-Afrika se geskiedenis en kultuur word nie of word bewaar deur Afrikaans te praat nie. Maar opponent, ons moet nou na die probleem kyk, opponent, want hoe kan ons dit steeds bewaar? Ja, dit was bewaar, soos wat Celestie alreeds verduidelik het, maar hoe gaan ons dit nou bewaar as ons nie eers meer eintlik Afrikaans praat nie? Ja, opponente, soos wat Emmy gesê, dit was regtig mooi bewaar, maar toe kom sosiale media en nuwe generasies en mense van ander lande uit en hulle het ons so beïnvloed dat Engels eintlik oorgeneem het. Tog as ons Afrikaans kan aanhou Tog as ons Afrikaans kan aanhou praat, ons kleinkinders daarvan leer, ons kinders wat ons gaan kry, onthou tans is ons nou 10 miljoen Suid-Afrikaners, of dis mos soos dit is, burger, min of meer, so as al daai 10 miljoen mense net die Afrikaanse taal sal aanhou leer, sal dit oor 'n tyd Afrikaanse taal weer groter maak. Baie dankie, dit is die einde van ons 7 minute debatsgesprek. Net soos wat die voortrekkers van die Kaap af na Gauteng gereis het in hulle ossewaas, gaan die solidariteitsbeweging hierdie jaar letterlik Afrikaans van Gauteng afvat na die Parel toe. Maar ek sal nou vir julle 'n bietjie meer daaroor vertel. Het ons een gevra vir ons inleidende span Henop Spark wat gesê Afrikaans bewaar wel die kultuur en geskiedenis. Henop Spark, julle het gesê dit bewaar Suid-Afrika se geskiedenis. Hier praat ons nie net van die voortrekkers nie, maar ons praat ook van die Khoisan, die Zulus en al die ander Afrika kulture wat eerste in Afrika gestig is. Het dit enigiets te doen met ons Afrikaanse kultuur? Die onderwerp is duidelik gestel. Die onderwerp is duidelik gestel dat deur Afrikaans te praat Suid-Afrika se geskiedenis bewaar word. Nie net die Afrikaner geskiedenis nie. Dis moet ons ook konsentreer op die Afrika stamme wat eers hier was. En opponente, ek las dan sommer by Zander, ons kyk na ons Suid-Afrikaanse kultuur en dit is die eerste mense wie in Suid-Afrika aangekom het en ons moet hulle in ag neem en hulle respekteer. Baie dankie Emmy Fay, jy sal nou jou geleentheid kry om ook te gesels. Hier is ons nog gevra van Hoërskool af. Okay, so dis vir die inleidende span. So ek weet nie of julle onlangs die nuus gekyk het nie, maar die waarna toe Uber dienste, hulle soos hulle karre en goed was geimpound omdat dit self nie die nasionale dit bou nie die nasie nie. So as jy nou net Afrikaans praat, ek kan nou vir jou sê hier is meer as 44 mense wat Afrikaans praat. Nou hoe as jy net Afrikaans praat, bewaar dit die hele Suid-Afrika se kultuur en se geskiedenis. Soos daai ou gesê het, wat van die ander nasies? Onthou daar's meer as net een taal in Suid-Afrika. Om deur net Afrikaans te praat, gaan dit nie die hele geskiedenis bewaar nie. Soos ons dit verstaan, is dit of hoe ons die onderwerp verstaan het, was Afrikaanse
kultuur. En ons dit verstaan het, is die kultuur en die geskiedenis van die mense wat Afrikaans praat in ons land. Baie dankie. Kan ons 'n vraag kry vir Anton van Wouw? Ek wil graag vra vir Anton van Wouw. Julle stem nie saam dat Afrikaans die kultuur en erfenis van ons land, van ons Afrikaners bewaar nie, maar is dit nie tog wat ons vandag hier doen in 'n kompetisie soos hierdie waar ons juis ons taal wat 'n erfenis is, bewaar deur dit wat ons praat in Afrikaans vandag hier nie? Is dit nie wat julle doen? Julle leef julle passie uit vir jou taal, vir jou erfenis. En as ons so sterk passievol oor ons taal en oor ons erfenis is, doen ons dit in ons moedertaal waar ons dit die beste kan uitdruk. Ja, maar opponent, nie almal praat meer Afrikaans nie. Sosiale media het oorgeneem en almal is nou besig om Engels te praat en so is Afrikaanse taal, deur dit te praat, is dit nie besig om ons Suid-Afrikaanse geskiedenis te bewaar nie. Opponent, wil net sê, hierso waar ons nou vandag sit, kyk wat se taal praat ons. Ons praat nou Afrikaans by hierdie Afrikaanse kompetisie. So hoekom wil jy Afrikaans uit die geskiedenis uithaal? Baie dankie. En op Spark, hierdie is nie 'n debatsgesprek nie, hier is slegs vraag en antwoord vir die persoon wie spesifiek gevra word. Ons het nog 'n vraag hierso. Anton van Wouw, julle sê die heeltyd dat Afrikaans besig is om uit te sterf. Daar's nie meer baie mense wat Afrikaans praat nie. Julle praat die heeltyd self Afrikaans terwyl julle dit sê. En daar is meer as 10 miljoen mense wat Afrikaans praat. Opponent, ek wil net vir julle sê, dis eerstens is want hierdie kompetisie is gereël in Afrikaans en tweedens julle bevoordeel nou net 'n klein groepie van mense en nie noodwendig die hele Suid-Afrika nie. Wie is jou vraag? Anton van Wouw. Ek soek een vir Henop Spark asseblief. Henop Spark? Ons het nog 'n vraag vir Henop Spark. Henop Spark. Dink julle het regtig die onderwerp reg verstaan? Die onderwerp is, hoe bewaar Afrikaans die hele Suid-Afrika se geskiedenis? Nie net die Afrikaner se geskiedenis nie. Die manier hoe ons die vraag verstaan het en hoe dit in ons koppe gepas het, is dat dit Afrikaanse geskiedenis bewaar het. Al het almal nie die vraag op dieselfde manier verstaan nie, stem almal nie saam nie. En as almal nie saamstem nie, kan almal nie dieselfde antwoord hê nie. Maar in ons opinie oor ons spesifieke oor Afrikaanse geskiedenis, sou ons sê Afrikaans bewaar dit 100%. Baie dankie. Ons gaan 'n laaste vraag vir Anton van Wouw aanvul. Julle het gesê Julle het gesê dat Engels oorvat, maar in ons volkslied is daar ook Afrikaans en dis deel van ons land en dit is deel van ons geskiedenis. So ons moet nie vergeet van Afrikaans nie en soos omdat ons land is eintlik Afrikaans, meeste mense praat Afrikaans, so ek glo nie eintlik dat Engels sal oorvat nie. Opponent, ek stem glad nie saam met jou nie. Die hele land, meeste van die land is nie Afrikaans nie. Amper soos ek in my toespraak gesê het, meer as die helfte van die land is nie Afrikaans nie. Hulle praat Engels, Xhosa of Sotho. En in ons volkslied is Afrikaans 'n baie klein stukkie. Xhosa en Sepedi en al die ander tale en Engels is langer as Afrikaans. En jy bevoordeel net 'n klein groepie van mense nou. Baie dankie. Kan ons 'n groot handeklap kry vir ons debatteerders vir die aand? Die een span het 499 uit 600 uit, so dis nou natuurlik tussen al die beoordelaars. En die ander een het 497. So dit beteken daar's 'n 2-punt verskil tussen 3 beoordelaars. Dit is minder as 'n punt per beoordelaar verskil. Ons sê baie geluk vanaand aan Anton van Wouw.
Hierdie is ons wenners vir die Dink of Sink Laerskole onvoorbereide debatskompetisie vir 2025. Laerskool Anton van Wyk, hoe voel julle? Julle het nou net 2 jaar in 'n ry gewen. Voel baie grait. Ons wil eers net al die eer en al die glorie vir Jesus gee, want hy het ons deur hierdie pad gehelp. Hy het ons gesustain en dat ons vinnig kan dink en hy het ons gehelp en hy het ons emosioneel sterk behou. En ons wil net baie dankie sê vir hom. En ons is baie bevoorreg dat ons kon deelneem. Dis 'n baie great kompetisie. Die ervaring is baie nice en al die dinge hoe dit opgestel is. Ek hou vreeslik baie van hierdie kompetisie. Ja, ek was ook mal oor die kompetisie. Dit is iets wat ek vir altyd sal onthou. Is 'n memory wat ek altyd diep in my hart sal bære en ek sal definitief nooit vergeet nie. 2 jaar, papi. Kom ons hoor, waar gaan julle heen volgende jaar en kan ons verwag dat julle weer aan die Dink of Sink debatskompetisie gaan deelneem? Ja, ek gaan na meisieshoor toe definitief. Ek hoef nie eens daaroor te besluit nie en ek gaan definitief ook deelneem aan Dink of Sink. Ja, ek sal definitief meisieshoor toe gaan en ek sal definitief weer Dink of Sink doen. Dit was amazing. Geen wonder nie, Affies, Afrikaanse Hoër Seunskool. Geen wonder hierso vir enige een van hierdie leerders nie. Dit is vir ons heerlik om te sien hoe hierdie leerders direk langs my vandag moes praat oor hoe hulle Afrikaans bewaar en hulle was teen die onderwerp, maar nog steeds het hulle geseëvier deur hulle goeie Afrikaanse taalgebruik. Reg, ons is hier om die naaswenners van die Dink of Sink onvoorbereide debatskompetisie vir laerskoolleerders in 2025. So, Laerskool en op Spark, hoe voel julle? Baie, in my opinie, ons voel regtig goed. Ek wil eerstens net sê baie dankie vir AfriForum se moeite. Dit was 'n baie goeie funksie en ja, die debat was baie lekker. Ek het dit baie geniet. Ek het baie groot geskrik toe Juffrou Linda vir ons laasweek gesê het ons moes kon deelneem aan die debat, maar dit was ongelooflik lekker en dit was 10 keer lekkerder as wat ek gedink het dit kon wees. Hoe het julle nou voorberei vir vandag? Want dit is tog 'n onvoorbereide debatskompetisie natuurlik. Ons het soos eerste pauses, tweede pauses, ons moes vroeg skool toe gaan om net in die oggende in eerste pouse, tweede pouse te oefen en net reg te maak vir die kompetisie. Die Dink of Sink onvoorbereide debatskompetisies vir laerskoolleerders het vandag by Hoërskool Montana plaasgevind. Dit is vir ons ongelooflik om te sien hoe hierdie kompetisie gegroei het van 2024 af, waar hierdie slegs die 2de jaar is wat hierdie kompetisie plaasvind. Dit is vir ons heerlik om te sien dat nuwe skole bygekom het en bereid is om op te staan en hulle sê te sê. Baie dankie aan die skole wat deelgeneem het namens Laerskool Anton van Wyk, Laerskool Henop Park, Laerskool Pretoria Oos en Laerskool Constantia Park. Dit is vir ons heerlik om te kan aankondig dat Laerskool Anton van Wyk se Levi, Emify en Celestie 2 jaar in 'n ry hierdie kompetisie gewen het. Maar dit is ongelukkig die einde van hulle laerskoolloopbaan en ons sien so baie uit om hulle volgende jaar by ons hoërskole debatskompetisie te sien. Baie geluk ook aan Laerskool Henop Park wat die eerste keer hierdie jaar deelgeneem het met net 2 spanne en hulle graad 7 span was as ons naaswenners aangekondig. Besoek www.dinkofsink.co.za om meer uit te vind oor die debatskompetisie reg oor die land. Hierdie kompetisie word op laerskool, hoërskool en universiteitsvlak aangebied. Of kontak ons by debat@afriforum.co.za en sluit gerus aan as 'n lid van AfriForum om hierdie kompetisie nog verder uit te brei in die land en meer kinders die vermoë te gee om hulle sê te sê.